Goeiemiddag, ek is Philip Vermaakie by CBS TV. Saam met my vandag het ek vir Reino van Rensburg, vir Soemerie Wensel en Maurits Wensel. En ons gaan so 'n klein bietjie gesels oor hulle uitreik en hulle toekomsplanne wat hulle vandag gaan hê. Welkom by ons. Ek gaan sommer afskop. Maurits, as jy jouself kan voorstel. En ons het nou die saak gehad die naweek waar jy dit eintlik vir ons baie mooi uiteengesit het. En om een of ander rede hierdie tegnisie ons in steek gelaat. So niks van daai het uitgesaai of uitgegaan. So ek gaan jou vra maar spesiaal dat jy weer begin by jou vrou wat gebid het vir daardie droomman en wat droomman van gekry het en jy vir ons verder vertel. Dis reg. Okay, so om net 'n bietjie aan te gaan. Ons verhaal begin eintlik in 2018 het ons mekaar ontmoet daar in Potchefstroom, soos ons sê, van selfe droomman ontmoet. En in 2019 het ons toe getrou en ek was nog besig met my studies en sy self was ook nog student gewees. Maar rondom daai tyd en ons was op daai stadium nog in 'n charismatiese kerk gewees. En in daai tyd in ons lewe het ons duidelik gevoel die Here het op ons hart gedruk om voltyds in sendingwerk in te gaan. En ons redenering agter dit was dat daar soveel mense wat hierso sit in ons land wat die waarheid ken, maar baie keer kies om nie die waarheid te wil volg nie. En buite maar sal dit seker die plaaslik ook kry, maar grootliks buite die wêreld is daar ouens wat nog nooit eens geleentheid gehad het om te kies nie. En dis wat die Here op ons harte gedruk het, is om juist op daai mense te gaan fokus en daar te gaan evangeliseer. En wat toe gebeur is in 2020 eindig ons op in Malawi, met die visie en die denke dat ons die hele land gaan bekeer en ons gaan almal van Christus vertel en so meer. Ek het geen idee gehad van hoe dit werklik werk nie. Maar wat op een van die dag toe gebeur is ons kom toe in kontak met sendelinge daar en hulle begin toe vir ons Bybelstudies gee. En ons doen toe Bybelstudies oor die Sabbat en oor rein en onrein en later oor 'n klomp ander Bybelwaarhede dat op een van die dag toe ons terugkom Suid-Afrika toe, net voor COVID, toe besef ons maar ons kan nie teruggaan na die kerk toe ons was nie. En dis toe ons toe begin soek na die kerk en ons het geweet van dit is die kerk en toe was seker 'n jaar later, dus ons gedoop in die kerk in. En van daar af het die Here al soveel ander roetes met ons gestap en uiteindelik nou is ons op die punt waar ons weer die roep gehoor het om voltyds sendingveld toe te gaan. Maar vertel vir my, hoe het jy by die Adventiste kerk uitgekom? Hoe het jy hier uitgekom? Weet jy, maar is 'n klomp lang stories en goed wat gebeur het, maar om dit nou werklik op te som is, ons het geweet van die Adventiste en die waarheid. Maar as hier en daar dinge wat ons nog nie meer sekerheid oor gehad het. En so die Here stelselmatig aan ons harte gewerk. Ek meen toe ons eers hier Kaapse kant toe kom van Pretoria af, toe het ons baie probleme gehad met Ellen White en die inspirasie van Ellen White byvoorbeeld. Dis een van die sake wat ek wil aanraak. En so het ons besware gehad en toe 'n predikant ons kom besoek en dit het eintlik die probleem erger gemaak. Dat is gesprek daar uitgedraai wat ons toe heeltemal omkant gevang het, maar wat toe gebeur is dit was goed, want wat toe gebeur het is ons toe besluit maar kom ons gaan lees een van haar boeke. En daar het ons toe deur ons daai boek, die boek Counsels and Diets and Foods te lees, het ons toe besef maar oor die goed wat sy skryf voor haar tyd, of voor die tyd ons nou in leef en daai tyd wat sy het geskryf het dit ons net ons verstand te bowe gegaan. En dit ons laat besef maar hierdie kan nie uit die mens uitkom nie, want die goed wat sy geskryf het was teen die dinge van haar tyd gewees. En dit het ons vertuig tot binne van die dag. Maar om verder te praat oor die res van die goed, in COVID was ons bevoorreg om in Bloemhof te wees en daar het ons die voorreg gehad om meeste van ons tyd te kon toewy aan Bybelstudies. En so het ons by een van die dag het ons die Adventiste kerk se Daniël studie gedoen wat hulle as 'n quarterly gedoen, die kwartaallikse studie, die lesstudie. En daar het ek daai studie gedoen, juis met die oog om vir die Adventiste te bewys hulle is verkeerd en hulle interpreteer die Bybel verkeerd. En toe doen ek dit gepaard saam met 'n klomp ander Bybelstudies van ander kerke oor Daniël en toe besef ek wel, die Adventiste is die enigste ouens wat Daniël interpreteer deur die Bybel alleen. Waar die ander ouens 'n klomp sieninge en hulle eie interpretasies ingebring het, toe besef ons my Adventiste doen dit reg. En dit is waar die paadjie werklik sterk begin het, is van daar af. Die Here was getrou en hy was goed. Maurits het vir ons hierdie naweek iets gedeel wat die tegnisie ons nou so klein bietjie in die steek gelaat het. En jy het vir ons 'n verduideliking gegee van daai groot gaping wat daar is in die evangelisasie budgets
hoe die begrotings aangepas word, watter mense bereik word, watter nie bereik word nie. Kan jy weer vir ons net so klein bietjie, net so, as jy dit net so vlugtig deur kan gaan en weer vir ons kan gee, dat ek dit net kan opsit. En dis eintlik die doel van ons bymekaar kom hierso, dat ons, en daai is belangrik, daai is iets wat die mense moet hoor. En wat ons aanraak is eintlik krities, maar eintlik moet ons eers gaan kyk na wat ons fokus moet wees, om werklik hier te verstaan wat ons misplasing van ons fokus en van ons fondse. En ons sien deur die skrif hoe Genesis 12 sien ons God het vir Abraham gesê dat hy gaan 'n seën wees vir al die nasies. En ons sien reg deur die Nuwe Testament hoe daar keer op keer gesê word, maar die fokus is die evangelie moet uitgaan na al die nasies. En my gunsteling vers wat ek aanhaal om te bewys is Matteus 24:14, waar Christus praat oor die eindtyd en hy sê hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word tot 'n getuienis vir die nasies en dan sal die einde kom. So hy sê eintlik daar vir ons, die werk gaan gedoen word, dit sal gedoen word, en die volgende wat volg is, dan sal die einde kom. So die werk moet gedoen word. Wat interessant is, hy sê, dit sal verkondig word, Ja. dit met of sonder ons. En weet jy wat, ons het nou daarna 'n preek gaan luister, en ek kom dalk nou van 'n ander kant af, nee. Maar as jy regtig waar die bruilofsfees gelykenis vat, wie's verseker hulle is gered? Die wat gaan nooi. Die wat die mense gaan haal. So ons het 'n baie groot plig, want dit gaan gebeur. En Jesus sê inteendeel, voor dit sê hy vir ons, die klippe sal spreek, as ons nie sal spreek nie. Nou klippe sal spreek, hart van klip sal 'n hart van vlees word. Daar's mense daar buitekant wat gaan doen wat ons veronderstel is om te doen. So ons het nie wil doen. Maar as jy dan nie een van die is wat nooi nie, het jy 'n probleem. Dis en onraak het nou aan, en dis eintlik die ding is, ons het 'n groot verantwoordelikheid. Ons wat waarheid het en wat die lig het, wat die evangelie het, eintlik Christene wêreldwyd sit met die grootste verantwoordelikheid ooit. Dit is om die woord te gaan te verkondig. En dis nie die fokus waar ek praat. Dus ons fokus moet wees daagliks om op die evangelie uit te vat in die wêreld, want dis wat moet gedoen word voordat Christus kom. En wat belangrik is en wat mense moet verstaan, en veral 'n nie-adventis, dis nie 'n boek van moets en moenies nie. Dis eintlik 'n vreugdevolle, daai oomblik, dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Die oomblik wat jy regtig waar die evangelie ken en verstaan, is dit amper asof dit outomaties self uitkom. En 'n persoon wat dit outomaties self nog nie het nie, ek is jammer, jy het net nog nie genoeg gestudeer nie. Jy het dit nog net nie joune gemaak nie. Jy het dit nog net nie gedoen nie. En dit is ook 'n boek wat jy elke keer wat jy hom studeer, ontdek jy iets nuuts. Of, Jy weet, dit is iets wat jy mee groei, dit verander jou van binne af. Jy weet, dit is nie so 'n boek soos 'n gewone boek wat jy in 'n biblioteek sou uitneem, dit is nie, mens kan sê, 'n bonatuurlike boek. Maar nou preek ons vir hom, hy is hier om vir ons te preek. En wat ons aanraak is God se woord het skepingskrag en dit lewensgewende krag. En ons ontdek dit elke keer as ons die voorreg het om die skrif te bestudeer. Om terug te kom op die vraag is, en as ons gaan kyk na hoe die wêreld opgedeel is, en dis nou juist ons fokus is, vat die evangelie aan die hele wêreld, en dan gaan die einde kom. Want dan sal die einde kom. En die fokus is, en as ons nou gaan kyk na hoe die wêreld opgedeel is ons sien die wêreld het omtrent 8 biljoen of 8 miljard, is nou die ander term, mense wêreldwyd. Nou, uit daai 8 miljard is omtrent 30% wat hulle self klassifiseer as Christene. En dis nou mense wat of regtig aktief Christene is, wat nou doen dit wat ons nou bespreek, die ideaal, of nou net ouens wat nominale Christene is. Die ou wat, hy het heel waarskynlik 'n Bybel, hy loop rond en sê vir almal hy's 'n Christen, maar hy leef nie daai waarheid uit nie. Nou dis 30% van die wêreld wat in daai groepie val. Dan het ons nou nog 30% en dit is die onkerklike of die nie-Christene. Nou dit is ouens wat wel die waarheid ken of weet waar om die waarheid te kry. Dit sal nou dalk byvoorbeeld jou buurman wees wat nou eintlik 'n moslim is of 'n hindoe is of bly langs jou. Hy het toegang tot koembooks waar hy van die Bybel kan gaan koop. Allerhande sulke goed. Dit is 30% van die wêreld en hierdie 60% saam noem ons die bereiktes. Dis die ouens wat of die waarheid ken of toegang het tot die waarheid. Maar nou sit ons met 'n ander groep en dis 40% van die wêreld. So dis oor die 3 biljoen mense wat klassifiseer as onbereik. So hulle het geen toegang tot die evangelie nie en hulle weet self nie eers waar om die evangelie te gaan kry nie. So dis ouens wat heel waarskynlik nog nooit eers gehoor het van die naam Jesus nie. Hulle weet nie waar om 'n Bybel te kry nie. Hulle weet nie eers dat daar 'n sending is wat daar is om hulle van Jesus te vertel nie. Nou dis groot getalle.
En as ons nou verder gaan en ons kyk waar bly hierdie groep mense, sien ons dat meeste van hulle bly in die 1040 venster. Die 1040 venster is hierso in die noordepunt van Afrika, as dit 'n slide oor, so in die noordepunt van Afrika, dele van Europa en dan ook in die suiderpunt van Asië. En dis dan omtrent 97% van hulle wat daar bly. So dis omtrent nog steeds die 3 miljoen mense wat in daai area gefokus is. Nou, om terug te kom na ons vraag toe met ons befondsing en so, is ons sit met die probleem tans is dat 70% van ons kerkse fondse en evangelisasiefondse fokus ons op die nominale Christene. En dit maak eintlik saak as mense dit nou mooi gaan opreek, want kom ons sê nou ons hou poging hierso plaaslik. Die ouens hierso in ons area is eintlik nominale Christene. Ons probeer hulle bereik. So daarom sal ons dan baie, dis ook maar getal eintlik so groot raak op die einde van die dag. Maar ons besef dat ons fokus is werklik op die nominale ouens. En as ons mooi gaan kyk, sien ons dat vir elke R10,000 wat ingesamel word, is al werklik R1 wat gaan vir die onbereikte mense. So die verhouding is 1 tot 10,000. En dit is eintlik skokkend as ons dit gaan vat en ons vergelyk dit dan met wat is ons fokus, of wat moet ons fokus wees, en dit moet wees op die evangelie te vat aan die hele wêreld. So daai twee gel nie so lekker nie. En om nog 'n bietjie extra statistiek te deel, as ons gaan kyk na senderinge wêreldwyd, en soos hulle uitgestuur word, sien ons dat vir elke 30 senderinge wat uitgaan, is daar slegs 1 uit die 30 wat gaan fokus op die onbereikte mense. So 29 van 30 senderinge kies om te gaan na 'n deel van die wêreld toe waar daar klaar of die evangelie is of toegang is tot die evangelie. En dis nie manier om te sê dat hulle glad nie geroep word nie. Ek glo werklik die regte werk of hulle nou as 'n apostel vir hulle. Maar ons kan sien dat die ouens wat moet geëvangeliseer word, daar's 'n bietjie van 'n leemte daarso. En as ons 'n bietjie gaan kyk na ander verhoudings, sien ons dat 1 uit elke 140 evangeliewerkers gaan na onbereikte lande. Dit is pastore, onderwysers, verpleegsters en so meer. En as ons gaan kyk na Afrika waar die moslems erg domineer, sien ons dat daar so byvoorbeeld is vir elke 405,000 moslems is daar slegs 1 Christen wat daar is om hulle te bereik. So die verhoudings is drasties. Nou is hierdie wat nie bereik is nie, waar min of meer lê hulle nou? Ja, soos ek net gedoen het, dit is die 1040 venster en dit is hier bo Afrika, Europa en dan die suiderdeel van Asië. En daar's werklik, soos ek sê, Afrika bo is meestal wat die moslems domineer. En dan kan jy nou hierso by Asië kry nou die verskillende gelowe wat hulle in panteïsme eintlik werklik glo. So Hindoeïsme, Boeddhisme en animisme, al daai klomp gelowe word nou daar in daai groepe vasgevang. En daarso is Christendom werklik nie 'n realiteit nie vir meeste van daai dele. Ek dink die dinge van die wêreld is baie keer nog te lekker en gemaklik. En ons het nog 'n te groot gemaaksone. En julle het nou daai gemaaksone heeltemal een kant toe geskuif. En julle het nou besluit julle gaan waantoe. Ja, ek dink die ding daai is eintlik maar so voorreg om te kan dien. En ons het besluit ons gaan Czech Republiek toe gaan. So die Unie van Czech Republiek het of eintlik Tsjechoslowakye se Unie, hulle het besef daar's 'n groot leemte en groot nood in hulle land, want in hulle land sit hulle met omtrent 90% ateïsme of 90% van die land wat glad nie wil klassifiseer met enige geloof nie. En hulle het toe besef maar hier's 'n groot leemte en hulle het hulp nodig. So hulle het toe uitgereik na AFM toe, Adventist Frontier Missions, en die het toe besluit hulle gaan 'n projek stig in Czech en hulle het toe sendering nodig gehad. En dit is in daai tyd waar die Here weer in ons harte kon werk, maar oor ons moet kyk om sendingveld toe te gaan. En so het die paai net so perfek gekruis en die Here het so deure oopgemaak dat ons nooit eers gedink het daar was nie, dat goed gebeur het, ons nooit eers voor gaan soek het nie. En dit is tot by einde van die dag besluit dat oor hierdie is wat ons moet doen. Ja. Nou so met die sendinge vir my, ek jou oogpunt nou, ek weet dit is iets wat op sy hart lê om te doen. Maar hoe voel jy daaroor? Ek is baie opgewonde. En nie net omdat dit op my plig is as 'n vrou om te volg en al daai goed nie, maar dit is regtig 'n passie wat die Here in my hart opgesit het. En vir my, ons was in die begin van die jaar, was ons in Roemenië gewees vir oriëntasie. En die Here het net daar vir my regtig weer kom bevestig dat hierdie is ons roeping en hoe hy die seuns, ons het 2 jonger seuns ook, en net hoe hy die seuns al van geboorte af voorberei het vir hierdie, en om te kon sien hoe hulle interaksie het met die ander kulture wat daar was, en die taal so vinnig aanleer, en alles, so dit maak my opgewonde om te sien
wat vorentoe lê en daai liefde vir mense en om net die geleentheid vir ander mense te bied wat ons gebied is, toe ons op universiteit was, waar ons vriende gehad het wat ons lief gehad het, wat ons uitgereik het na ons toe, wat ons na die Here toe gelei het. En ja, so dit is 'n voorreg eintlik om dit te kan doen vir ander mense. Wat ek vir julle wil sê is hou goeie moed, want een van die gawes van die Gees is die spreek van tale. So ons het daar 'n ander hulp nodig. Absoluut. Ons gaan nie self dit kry nie. Onthou dit is ander tale, nie brabbeltaal nie. Maar Ja. dit kom ons wel as ons daai is mense luister. Ja. Maar as kan julle vir ons 'n manier gee as ons wil bydra, as ons wil help en as daar buite daar mense is of jong mense soos julle wat dieselfde pad wil volg. Jy weet, hoe kan hulle dit doen? Weet jy, ons het 'n briefie, dit is 'n interest form noem mense om, waar mense nou kan aandui wat presies wil mense doen, wil mense dalk meer uitvind hoe mense betrokke kan raak by ons check projek, of selfs wil mense net op hoogte bly met ons nuusbrief, en andersins ook wil mense dan self betrokke raak by AFM. So ons het so 'n briefie en ek dink ons sal ons sommer op die skerm ook gooi vir die kykers. En daarop is ook ons e-posadres. En mense het vrye toeganklikheid tot dit en hulle kan enigstens vir ons e-pos stuur en kies wat se een van daai hulle graag sal wil doen en dan sal ons ook verder kontak met hulle maak. Maar al drie daai is opsies en selfs ander goed as hulle meer wil weet oor AFM en wat AFM voor is en waaroor gaan dit, kan ons hulle dalk ook so lei na die webtuiste toe waar hulle meer kan gaan oplees en so meer. Maar daai is die opsies en hulle kan ons regtig kontak. Ons selfoonnommers kan ons seker ook opgooi indien. Ja, ons sal al die kontakbesonderhede opsit. Ja. 'n bankrekeningnommer vir julle ook. Ons bydra vir julle kan lewer. En dan seker die belangrikste is gebede. Absoluut. Ja, ek dink dis die ding is mense vra altyd maar hoe kan ons help? En die grootste een sal ek sê is definitief gebed. Ons besef werklik nie altyd hoe kragtig dit is wanneer ons tyd uitsit om vir mekaar te bid. En wat die Here kan doen deur daai gebede nie. Die Here kan wonderwerke doen as ons kies om vir mekaar in te tree in gebed. En saam met dit ook die ander opsie is om te gee. En soos ons sê ook nou van 'n bankrekening, maar AFM is 'n goeders is baie oulik opgestel is op hulle webtuiste self het elke projek sy eie bankrekening. Of sy eie fonds en so kan mens gaan en op deur AFM en so die fonds in 'n geval daar ingee. En hulle bestuur dan in die verskeie rigtings waartoe dit nou moet gaan. Sal dit nou gaan vir die projek of vir 'n salaris of vir administratiewe kostes en so meer. So hulle allokeer die geld dan direk van daar af. En dit kom eintlik ook daarop neer dat wanneer ook al iemand vir ons ook persoonlik geld gee, dat ons dit maar in 'n geval net daartoe stuur. Want ons doelwit is om die projek te befonds. So dis die ding, ja. So Maurits, julle is nie selfonderhoudend nie. Julle maak staat op befondsing om julleself te onderhou daarvoor. Julle sê julle het aangesluit by AFM. So dit is die hooforganisasie waaronder julle werk. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan. So om ons eerste vraag te beantwoord, ja, ons is teen 100% net afhanklik van donasies. Ek dink die ding is AFM se fokus ook en wat ons fokus gewees is as jy daar kom is om werklik die nood aan te gaan spreek. As jy daar kom en jy sien hierdie is die nood om dan iets te kan stig of op te kan bou om daai nood aan te spreek en daarvoor het jy jou volle aandag nodig. En dis wat dit lekker dan maak is dan het jy daai vryheid om te doen dit wat die Gees op jou hart druk in plaas van dat jy daar ook 'n werk moet gaan kry en dan gebind is tot kantoorure voordat jy eers werklik kan werk en dan in daai area moet werk. So en die ander vraag wat ons gevra het oor AFM wat ons baie hou van AFM en ook ons baie eendag te besluit om by hulle betrokke te raak is AFM se hoof fokus is juist daai Matteus 24:14 vers wat ek aangehaal het vroeër. En dit is om net die onbereiktes te gaan bereik. En nog 'n slagspreuk by hulle is hoekom moet ons die voorreg hê om die evangelie 2 keer te hoor as ander ons nog nooit eers die voorreg gehad het. En dis wat hulle fokus is hulle is die enigste organisasie wat slegs fokus op die onbereiktes. So hulle sal nooit 'n projek kom stig in Suid-Afrika nie want die is genoeg Christene in Suid-Afrika. Hulle fokus net op die lande wat nog nooit iemand hierdie gehoor het. En juist met die doel is om die werk klaar te maak sodat ons die wederkoms kan beleef. Sê vir my, waarvoor staan AFM? Dit is vir Adventist Frontier Missions. So daai is ons Frontier Mission veld. Absoluut. 1040 venster. Ja. En Maurits het vir my iets baie belangriker gesê en ek dink iets wat jy moet klem lê. En dit is die sterre in 'n persoon se kroon. As jy in die hemel kom. En wanneer kry jy
'n ster in jou kroon. En dis die mooi ding, en ons dink nie altyd so ver nie, en Paulus gee ons 'n mooi model, hy skryf oor in 1 Korintiërs 12 oor hoe 'n liggaam moet funksioneer. Maar naby die einde begin hy sê dat as een deel van die liggaam ly, dan ly die hele liggaam. Maar as een deel van die liggaam eer ontvang, dan word die hele liggaam bly, of die hele liggaam word vereer in die proses. En daar gee Paulus ons onder inspirasie hierdie mooi model van hoe ons as liggaam en as gelowiges saam moet werk. En dis juist hierso wat dit ons die voorreg is as ons kies om saam hierdie werk te gaan doen, is die vrug van die bediening die hele liggaam se vrug. En Paulus skryf oor dit in Filippense 4:17, waar hy sê hy skryf nie omdat hy 'n gawe soek nie, maar so hy soek vrug wat oorvloediger op hulle rekening geplaas word. So hy sê eintlik daar vir hulle, omdat hulle sy bediening in Thessalonika ondersteun het, die Filippense of die mense in Filippe, daarom is die vrug van daai bediening net so goed hulle vrug. Want dit was onmoontlik vir hom daai werk te doen sonder die liggaam wat dit vir hom moontlik gemaak het. En dis die mooiheid van die sterre is, as ons gaan kyk na ons verhaal, nou net ons alleen. In daai proses was daar vriende, daar was mense in die kerk, daar was die sendelinge in Malawi wat ons ontmoet het. Almal van hulle het 'n kritiese rol gespeel, glo ek, en hoekom ons op 'n einde van die dag gekies het om die Here te volg. En die ding met die sterre en die kroon is, ons sien dat wanneer ons in die hemel kom, dat ons hierdie kroon ontvang wat sterre op het, en elke ster verteenwoordig 'n persoon wat daar is, as gevolg van hoe die Here jou gebruik het om die persoon daar te kry, en hoe die Here deur jou gewerk het. En die vraag met daai was, wat die naweek ook was, is, maar wie kry die ster vir ons siele wat gered word op die einde van die dag? En die konklusie, enigste konklusie wat ek kan maak, is dat die hele liggaam wat betrokke was, ontvang die sterre. So ons kan nie vir een individu gaan sê, dis omdat hy oulik was, en hy 'n spesifieke woord gesê het, dat ons op die einde van die besluit gemaak het, maar elke persoon wat 'n rol gespeel het saam as 'n liggaam gewerk, om daai siel te wen. En ek glo so hierso waar ons gaan, en die onbereiktes ingaan, werk dit presies dieselfde. En dit is ook soos wat vir ons uitgestaan het met IFM is, hulle noem dit nie, die fase waar ons nou is, noem hulle nie fundraising nie, hulle noem dit support raising. So ons is besig om 'n span te bou van mense wat saam met ons gaan. Of dit is in gebed, of dit is in finansies, of is fisies. Soos dit is eintlik vir my, dit sluit so mooi aan by dit, is net om 'n span te bou wat saam met mense gaan. Ek moet vir jou sê, ek doen dit nou al die beste deel van 30 jaar, en ek het dit nog nooit so gesien. Jy weet, en dis wat dit so belangrik maak vir elkeen daar buite. Net daai R1 wat jy in 'n rigting insit, sit nou moontlik 'n ster op jou kroon. Jy weet, en waar mens in jou sitkamer sit, of jy's in jou slaapkamer, of jy's op die pad, en jy luister daarna, en jy, want ek weet, in die begin, het ek nooit gedink, hoe gaan jy ooit, weet, jy wil nie oor die goed praat, jy wil nie, jy moet nou maar skaam, en daar, mens weet nooit hoe om betrokke te raak. Maar snaaks genoeg, hoe meer jy betrokke raak, hoe meer raak jy op die voorkant, hoe meer begin jy dit te doen. Weet maar dat, selfs so ietsie soos saadoffergawe, die sendeling offergawe, daai R1 in daai sakkie, het jy al klaar, weet, jy klaar weet, jy sal klaar deel. Jy sal klaar deel daarvan. Weet, dit gee vir jou 'n hele ander dinamika. Is nie net 'n afgerammelde rympie elke oggend nie. Dit het vir my weer 'n nuwe venster opgemaak. Ja, en jy weet, en elke persoon kan dan op daai manier betrokke raak by evangelisasie, dat niemand het 'n verskoning om nie betrokke te raak. Ja. Weet, almal kan miskien nie, soos die Bybel sê, almal is nie predikers nie. Weet, almal is nie geneesheere nie, maar op een of ander manier kan elke persoon betrokke raak. En as ons gaan kyk, dan sien ons maar die skrif raak eintlik soveel meer lewendig vir ons op ander velde. En ek hou daarvan baie meer van die vers, en ek het hom nooit regtig so in volle verstaan soos ek nou doen, maar as Christus praat en hy sê, maar daar waar jou skat is, daar sal jou hart wees. So, waar waar jou hart is, daar waar jou skat. Maar daar waar ons skatte is, en waar ons dit bestuur, ons harte gaan volg en daar ook wees. En ons het besef, juist met hierdie, is, toe ons begin gee vir sendingwerk, is ons denke en ons aksies het begin neig na daai rigting toe. Want ewe skielik begin ons dan ons hulpbronne so bestuur dat dit gaan vir die koninkryk. En so het ons plaaslik besef, maar hoorie, as ek besig is om daai ouens oor see te help, hoekom kan ek nie plaaslik dieselfde doen nie? So het ons hart begin gaan waar ons skat is. Maar hoorie, as jy skatte bymekaar maak in die hemel, dit beteken nie jy sit jou geld in 'n koevertjie en jy pos dit nou hemeladres toe. Vriende is van ons skatbare waarde. Maak jou vriende bymekaar.
Dis en dis al wat ons saam met ons gaan. Dis al. En dis die skatte wat jy bo mekaar maak. Dis jou vriende wat jy saam met jou daartoe vat. Weet so, daai is iets wat ek op 'n jong ouderdom besef het. Dit luister, dit is die rigting wat 'n mens moet gaan. Daar's 'n paar mense, veral ouer mense wat op ons span is wat vir ons gesê het, hulle wou nog altyd dit gedoen het, maar nou hier op hulle ou dag, ek sien hulle maar kan dit nie doen nie. En vir hulle, die voorreg wat dit vir hulle is dis die mooi deel vir ons is om te sien hoe hulle regtig begryp dat net hulle gebed of net hulle die feit dat hulle finansiëel ondersteun elke maand is hulle eintlik daar saam met ons in die gees en hou ons hulle deel en ons sien hulle as hulle gaan saam met ons en ek dink dit is soos wat Oona sê, dit is ons het jy val so vinnig vas in wêreldse dinge. Jy weet die vyand hou ons vas daar. Dit is die maklikste punt wat hy kan. Jy weet so dit vat Engelsman sal sê dit vat baie guts. Jy weet maar aan die ander kant om eerlik te wees is dit eintlik maklik. Die Here maak deure oop. Hy maak dit oop. Wanneer hy dit vir ons doen, maar kyk die aanvalle gaan bly. Want die wat volhard gaan gered wees. Maar Maurits, jy is nou begin 'n derde jaar teologie studeer. Ja. So waar jy nou voltyds studeer het, gaan jy nou aanlyn studeer. So dit is ook nog addisionele fondse wat nodig gaan wees vir dit. Ja, ons sal dit so probeer bestuur. Wat ek hou van AFM is hulle is baie gefokus op opvoeding vir jou kinders en so meer. En ek glo ons sal hulle kan gesels raak in daai mag, maar ons vertrou die Here sal daaroor voorsien soos wat hy nou vir ons voorsien het. Toe ons by Helderberg was en so het hy nou vir ons die geleentheid gegee. Dis eintlik wat die lekker ding was, is ons was op 'n call so tussen die twee stryd van wat moet ons nou doen? Want kies ons nou om hierdie studies klaar te maak in persoon daar op kampus of kies ons nou hierdie rigting wat hier ons nou in wys. En ons groot draaipunt het gekom 'n dag toe ons en ek het dit naby ook gedeel. Die antwoord op gebed gewees is ons het moes ons visas gekry om Roemenië toe te gaan vir ons oriëntasie. En daar het ons toe ons vlugkaartjies al reg gehad want jou vlugkaartjie het jy nodig gehad vir jou visa aansoek. Ek weet dit is nou maar hulle stelsel. So ons vlugkaartjie was bespreek vir die 9de Januarie. En net teen 24 Desember ontvang ons eers die finale papierwerk om nou die visa aansoek te kan doen en ons stuur dit toe in so gou as moontlik en niemand antwoord ons nie want ons gaan nou hoor kom. Maar net in die 26ste toe voel die man wat by die ambassade werk hy moet ons daarmee inlig en hy stuurde vir ons 'n e-pos en hy sê vir ons hoor julle dat help julle doen aansoek nie want ons het toegemaak vir Kerstyd en ons maak eers die 8de Januarie weer oop. En toe sê ek, dis nou eintlik 'n benarrie want dit is 'n dag voordat ons nou moet vlieg, gaan hy nou eers weer op kantoor wees. En dis nou waar ons toe kamer toe gaan saam en ons bid en ons sê toe vir die Here, ons hierdie deur is toe. Hy's effektief nou toegemaak vir ons om hierdie werk te kan gaan doen. Maar ons sit is in hierdie keuse moet ons dit doen of moet ons die studies nou doen. En as hy wil hê ons moet gaan met hy vir ons die deur oopmaak. En dan is opgestaan, ons het vrede gehad dat die Here sal vir ons besluit. En 'n halfuur later, sonder dat ons met enigiemand praat, enige familie, en sonder dat ons hom terugkontak, toe 'n halfuur later kom uit die bloute uit nog 'n e-pos van dieselfde man af. En die man sê toe vir ons, nee, hy is bereid om 2 dae van sy vakansie op te offer, om in te gaan kantoor toe en ons visas vir ons te doen. En so gaan die man en hy gaan toe daai 2 dae in en ons gaan in die oggend vroeg, doen die onderhoud, ons het ons vrae gevra nie. Ons het net papier ingegee, hy het ons gesê kom maar môreoggend en kom al die visas. En 'n week later is ons deur Roemenië toe. En dis die ding met die studies wat hy nou wil verder uitbrei en die Here het ons harte geken. Van ons het hierdie ding begin en ons sal dit graag wil klaarmaak. En so dat hy vir ons die geleentheid voorsien om ons nagraads te gaan doen, my nagraads te gaan doen by Avondale Universiteit in Australië. En ja, soos ons sê, dit gaan nou duidelik gaan daar kostes en so aan dit gebonde wees, maar ons weet die Here sal, as dit sy wil is, sal hy dit nog werk. En ek dink met die studies is nooit dink dat tyd daarop is gemors. Ek dink nooit skryf self oor dit is net so goed soos tyd wat jy in die veld spandeer. Ja. En wat ons baie verdank vir is vir die tyd wat ons gestudeer het, is regtig die menseverhoudings wat ons kon bou en as ook die tools wat ons kon leer daar. Ek dink regtig die Here het 'n groot plan gehad vir kom ons daardeur dit moes gaan en hoe hy dit nou wil gebruik juis vir die veld waarin ons gaan. So ons is dankbaar vir die voorreg wat ons gehad het in die laaste ruk. Ons sal net vir die kykers sê,
elkeen van julle kan wel betrokke raak. Op die skerm sal julle sien hoe julle betrokke kan raak, deur gebed, deur donasies, kan elkeen van julle betrokke raak. En terwyl in die gebede, daar's 'n groot werk wat voor lê vir ons as 'n kerk. En dat ons hierdie werk klaar maak, sodat elkeen van ons ook in huis toe gaan. Daarmee Reinhard die lesing of ons bid. Kom ons let af met gebed. Ons dierbare Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om in u werk betrokke te kan wees. Here, ons wil hierdie 2 mensies aan u opdra, Here, en vra dat u spesiaal vir hulle sal lei. Here, en die werk wat u vir hulle beskik het, dat jy hulle baie vir hulle gelyk sal maak, Here, en dat u vir hulle die kennis en die wysheid sal gee wat hulle nodig het, sodat hulle altyd weer u naam sal verheerlik. Maar Here, ons wil ook vir elkeen wat na die program kyk, voordat jy hulle sal seën, dat jy met hulle harte sal pleit en vir hulle sal oortuig om ook betrokke te raak, Here, op enige manier wat u dit goed mag dink. Here, en dat jy ook hierdie netwerk sal seën. Ons bid in Jesus se naam.